Wat dink jy is die verskil tussen die gelowige en die ongelowige? Is dit dat die gelowige beter as die ongelowige is? Of op 'n hoër standaard is, dat die gelowige meer van homself moet dink as van sy mede-aardbewoners? Kom ons kyk gou 'n bietjie wat sê die woord. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is vir my 'n voorreg om jou vanmôre weer te groet. Kom ons dank die Here vir hierdie nuwe dag wat die Here tot ons lewens toegevoeg het. 'n Voorreg om dit nog met ons geliefdes te deel en met familie en vriende. Wat 'n voorreg het ons. Ek gesels 'n bietjie met jou vanoggend oor daar is 'n verskil tussen die gelowige en die ongelowige. En ek wonder nogal wat sou jou gedagte wees? Die verskil wat daar is tussen die gelowige en die ongelowige. Is dit dat die gelowige dalk beter is of op 'n hoër standaard is soos wat ek gesê het, of dat dit 'n rede is dat jy van jouself meer moet dink as van jou mede-aardbewoners, dat jy op hulle kan neerkyk? En ek dink ons kan baie dinge hieraan wil heg, en ek glo dat nou al reeds in jou gedagtes dalk al iets opgekom wat vir jou kan sê, dit is die verskil tussen 'n gelowige en die ongelowige. Maar ek wil fokus op 'n tipe van 'n tekortkoming wat Jesus in die ongelowige beleef. En daarom wil ek hê jy moet bietjie saam met my lees of luister dan nou, Lukas 12 vers 54 tot vers 57. Jesus praat met die skares en hy sê vir hulle: Wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom reën. En dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, dan sê julle, dit sal gloeiend warm wees vandag. En dit gebeur. Geveins dus, sê Jesus, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel. Maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie? Jy weet, die aanklag van Jesus was dat die skares nie kennis van God het nie, en ook nie die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Dat hulle die natuurlike dinge so bestudeer het, dat hulle al die weerpatrone kan voorspel deur net na die natuur te kyk, maar dat hulle nie kan onderskei wat reg en verkeerd is van die tyd waarin hulle lewe nie. Dat hulle die geestelike dinge nie kan verstaan en begryp nie. En ek glo hierdie selfde aanklag lê voor die deur van ons huidige bestaan in die wêreld, veral onder die ongelowiges. Want die mensdom het so slim geword in die bestudering van die natuurlike dinge en van die wiskunde en van die wetenskap, dat hulle onkundig gelaat word tot die basiese begrip van wat reg en verkeerd aanvaarbaar en onaanvaarbaar is. So die vraag is, wat is die verskil dan tussen die gelowige en die ongelowige? Die verskil is dit: die gelowige dra kennis van God, betekende het geestelike perspektief rakende God, die Heilige Gees, Jesus Christus, wat God as reg en verkeerd insien, aanvaarbaar en onaanvaarbaar, deur die woord wat ons het, en natuurlik wat God se wil is vir die mensdom. En hoekom kan ons dit sê? Want 1 Johannes 3 vers 6, daardie B-gedeelte sê vir ons elkeen wat sondig, het hom nie gesien en het hom nie geken nie. Groot verskil, betekende die begrip van die sondaar rakende die hemelse begrip van dinge ontglip hom, van die ongelowige het Jesus nie. Die ongelowige of die sondaar word verwys na die een wat Jesus nie het nie, en daarom die Heilige Gees nie het, wat hom of haar kan lei in wat reg en verkeerd is nie, en wat die wil van die Here aan hom of haar kan openbaar nie. Want hierop sê Paulus vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring, ons wat in die sonde was, om dan die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus, met ander woorde deur Jesus Christus.
In Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige, waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Jy sien, om U te ken, daardie lig het aangekom. Wanneer daar geloof in Jesus Christus kom, word die lig in ons geesmens aangesteek. Jesus Christus, die ewige lig, kom woon deur Heilige Gees in ons harte, en die aanklag teenoor die skare deur Jesus Christus was, julle glo my nie, en daarom het julle nie geestelike insig nie. En Jesus se einddoel met sy gesprek was, glo in my. Ek wat deur God gestuur was, tot verligting van die mense gees, tot kennis van die goddelike en die hemelse dinge, deur in Jesus Christus te glo, kom openbaring en begrip van die geestelike dinge, soos wat julle openbaring en begrip het van die natuurlike dinge. Om geestelike insig te hê, kind van die Here, oortref alle ander gawes. Kan ek dit weer sê? Om geestelike insig te hê, oortref alle ander gawes, want hierdeur ken ons God, God van die gawes. Hierdie woord is tot aansporing van die sondaar om tot geloof en kennis van God te kom deur Jesus Christus. En natuurlik tot aansporing van die gelowige om dieper te delf in Jesus Christus, meer toe te laat dat hy Jesus Christus, Heilige Gees, meer aan jou sal openbaar, die lig van kennis wat skyn in ons harte. Blessings, seën van die Here vir die res van hierdie week wat al meer as die helfte aan die gang is, totdat ons Vrydag verder gesels.